Goeiedag vriende, dankie dat jy hierdie week saam met ons hierdie oordenkings deurdink het. Ons is by dag 5. Ek lees van 'n verhaal van 'n rabbi in Oekraïne en ook 'n bepaalde getuienis rondom hierdie rabbi. 'n Joernalis vra hom, hoekom bly jy nog in hierdie oorloggetuiesterende stad wat heeldag aangeval word? En toe kom hy met 'n tweerlei antwoord. Hy sê, die kaptein verlaat nooit sy sinkende skip nie. En 'n pastoor sien om na die geestelike versorging van sy geloofsgemeenskap. Liewe vriende, 'n herder vir sy kudde. En 2000 jaar gelede was daar 'n rabbi wat ingetree het in hierdie wêreld wat ons aarde noem. En hierdie rabbi se naam was Jesus. God wat mens geword het. God wat in Jesus sy hart vir die wêreld kom toon het. Jesus wat by wyse van Spreuke in die skei van die lewe ingeklim het. Skei wat gelowige en ongelowige mense ingesluit het. Die lig van die kruis val op Jesus se selflose lewe en lewensoffer. Want Jesus het gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en my lewe te gee as 'n losprys. Sy lewe te gee vir die geestelike versoening tussen God en mens. Daarom dat Jesus vir ons sê, gaan leef in vrede, want jy leef vanuit die vergifnis van die kruis. Maar Jesus klim ook in die skei van die fisiese nood van die mensdom, van gelowige en nie-gelowige mense, met die goue reël vir die lewe, naaste liefde. Want 'n jong man kom na Jesus toe met 'n vraag, Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te vererwe? En toe antwoord Jesus vir hom, gaan verkoop alles wat jy het. Wees lief vir jou naaste, wees lief vir God. Die groot vraag is, klim ek en jy in hierdie skei van Jesus? Vaar ons met die skei in die kalm vaarwaters van geloof en geloofsekerheid. Vaar ons in die onstuimige vaarwaters met die lig van die kruis. Is ons die kaptein wat uit die skip uitklim, ons hand na gelowige mense en nie-gelowige mense uitsteek, met 'n hart vir die geestelike en die fisiese welsyn van die kerk, die mensdom en die koninkryk van God. Kom ek bid saam met jou. Here, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, om lief te hê ander bo myself, en eerder te gee as te verwag. Amen.